hartlike goeiedag, baie welkom weer by ons program Gebedsversoeke hier uit die Koel Kaapstad. Sê ons vir u baie welkom by ons program. Vandag gaan ons aan om te praat oor die beskerming van die Here, maar voor ons aangaan wil ek net 'n baie opgewonde nuus met julle deel. Clemens Mans, soos jy weet, ons pastoor ook, van ons gemeente, het hierdie wonderlike boekie uitgebring, 'n gebed wat alles verander. Hy skryf hier agter, soos asemhaling noodsaaklik is om te lewe, so moet gebed deel wees van 'n kind van God se leefwyse. Ten spyte van hierdie noodsaaklikheid is daar tog baie kinders van die Here wat wil weet, hoor God ons gebede? Is daar 'n regte manier van bid? Waar mag ons bid? Hoe lank moet ons bid? Waarvoor moet en mag ons bid? Hierdie kompakte boekie is 'n gids na antwoorde op hierdie soorte vrae. Gebed is veel meer as iets wat jy doen wanneer jy opstaan of voor jy gaan slaap. Gebed is 'n leefstyl. Dis 'n baie dun boekie. Jy kan hom in een dag deurwerk. Ek wil julle motiveer. Die nommer gaan op die skerm verskyn en julle kan ons kantoor kontak en met Hilda praat, 'n boekie bestel van R60 sonder posgeld. So as julle asseblief belangstel, kontak, hierdie boekie is dun, maar is lewensveranderd. Ons motiveer julle om hierdie boekie sommer vandag nog te bestel. Ansie gaan weer vir ons so 'n bietjie oorsig gee oor wat ons gesels het verlede week, 'n bietjie oor Psalm 34. Ansie? Ja, as ons lees, Dawid was in lewensgevaar. Hy het gevlug en toe die koning hom daar in die tronk gegooi en toe hy uit die tronk uitkom, het hy hom kranksinnig gehou, en in daardie tyd was die wet dat jy nie 'n kranksinnige persoon mag vermoor nie. So ons sien dat hy werklik in 'n baie moeilike posisie was. Hy was in lewensgevaar, en dat toe hy vrygelaat is, het hy absoluut hierdie psalm geskryf en die Here geloof en prys vir beskerming en sy goedheid. En as ons dink vandag, Yvonne, in watter situasie sit jy daar buite? Wat dit ook al mag wees, 'n siekbed, slegte nuus, slegte finansiële omstandighede, dan leer ons uit hierdie psalm dat ons die Here altyd moet prys en loof. Nie net wanneer dit sleg gaan nie, maar ook wanneer dit goed gaan. Dit moet eintlik by ons soos 'n lewenstyl wees, om elke dag die Here te prys en te loof vir sy goedheid en sy grootheid. So ons leer 'n paar dinge uit Psalm 34, wat ons dan ook later sal saamvat. Ons gaan vandag aan met Psalm 34 vers 11. Die jong leeu sla armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Wat 'n wonderlike belofte dat God sal voorsien in elke behoefte. As ons dan bid, my God, ek weet dat U wil hê dat ek met my hele hart U moet vertrou en nie op my eie vermoëns moet staat maak nie. Veral wanneer ek in moeilike tye is. Dit is so maklik om op jou bankstaat te vertrou, op ander mense, maar ons leer hier dat ons eerste reaksie moet wees om op God te vertrou. Maak nie saak wat die situasie is nie, vertrou op God. Ek glo U weet reeds wat ek nodig het en U sal my help om deur moeilike tye te gaan. Daar's geen twyfel dat U goeie gawes aan die kinders gee nie, aan diegene wat geloof het om daarvoor te vra. Ek vertrou daar's niks wat ek nodig het wat U nie sal voorsien nie. Ja, Psalm 34 vers 16 sê dat die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die Here hoor sy kind. Is dit nie 'n wonderlike troos om te weet dat die Here hoor jou nie? Hy hoor jou hulp geroep, hy gee ag op jou geroep. Hy ignoreer nie net jou stem nie, hy hoor elke gesprek, elke gedagte hoor hy. Maar wanneer jy na hom toe gaan in gebed en sê, Abba Vader, ek het U hulp nodig, gaan hy ag gee op dit en hy gaan vir jou 'n verskil maak in jou lewe. Ons is so dankbaar dat ons weet, die Here nie net oor ons waak nie, maar dat hy ook ons hoor wanneer ons iets nodig het. En as ons iets voor hom stel en voor hom vra, dan hoor hy dit vir ons. Ons weet ook dat gebede om die hulp van die Here te soek, soos 'n offer is van breekwerk voor die Here. Onthou, in ander plekke in die Bybel leer ons gewoonlik, lees ons van, hulle sê die ofwerke van ons gebede
het lieflik voor die Here gewees. So ja, die Here ryk ook jou gebede, dis soos offerhande met 'n lieflike geur wat ons voor hom sit. So ja, tog moet ons altyd onthou om te bid volgens God se wil. Ons het ons eie idees, ons eie vooraf opgestelde idees, hoe dinge moet werk, hoe dinge moet wees. Maar die Here sê, vra om sy wil, want hy kan môre sien, hy kan oormôre sien, hy kan oor 'n jaar sien. En as ons sy wil bid, dan gaan hy vir ons spaar van baie hartseer en verdriet. So kom ons konsentreer en leef ons lewe so en sê, God, is dit u wil. As dit nie u wil is hierdie saak of wat daardie saak nie, maak aan my bekend, wat is die saak? So gee die Here tyd om jou te antwoord. En as jy nie bietjie stil raak voor die Here nie, hoe gaan jy weet wat hy antwoord? Ons lees dan ook in Psalm 34 vers 20. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Onthou die Here het gesê, ons gaan baie verdrukking hê op aarde, net soos hy ook verdrukking gelei het. So ja, onthou die duiwel is nie tevrede met my en met jou nie. Hy probeer ons aanval, hy probeer ons van stryd bring, sodat ons moet sê, nee, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie, en ek gaan nou maar by die huis sit, en ek gaan die en daai doen. Nee, wees getrou, en die Here sal jou uitred, net so as jy dink aan Job. Hoe baie dinge het gebeur met Job, en wat het sy vriende gesê, en sy vrou het self gesê, vloek die Here en sterf, maar nee, Job het getrou gebly, en hy het gebid, en die Here het hom geantwoord. God, hoe lig dit my hart op, dat u nooit moeg word om my te help nie, moet ons gebed wees aan die Here. Want ons moet dit vir hom sê, dankie Here dat u nooit moeg word om ons te help nie. Partymal bid ons en dan dink ons, ons vra, partykeer net so baie. Maar kom ons dank die Here ook en vra hierdie dinge. Dan kan ons verder bid en sê, ek weet dit is die bloed van u seun Jesus wat my gereinig het en my in 'n regte verhouding met u geplaas het. Omdat ek u kind is, kies u om my te help. Om 'n goeie vader te wees, gee my u krag. Help my en lei my met u liefdevolle hand. Dankie dat u tot my redding gekom het. Ons moet die Vader dank dat hy tot ons redding gekom het. Al sien jy nog nie die redder nie, dank hom dat hy, want sy kosbare bloed red ons van alles. Ja, as ons deur Psalm 34 werk, sien ons al hierdie wonderlike beloftes. Die eerste een wat ons is dat God ons sien. Hy hoor ons en hy antwoord ons. Baie keer dink ons bid en God hoor nie. Maar in hierdie Psalm wys hy net vir ons, hy hoor, ons is aan bid en hy antwoord. Dan ons kan verseker wees van sy beskerming. Hy sal ons red, hy is altyd naby. Hy skuil, ons kan by hom skuiling vind. Dit sal goed gaan met ons. Hy voorsien in ons behoeftes. Ons het blydskap, genesing, en dan ook dat hy ons sal beskerm teen die aanvalle en die goddeloses. Onderstreep gerus in jou Bybel al hierdie beloftes, dat jy, as jy dit nodig het, of as dit nie so goed gaan nie, of as jy iemand anders wil bemoedig, dat jy hierdie beloftes kan uithaal en sê wat dit vir jou beteken het, en hoe jy ander kan bemoedig met hierdie wonderlike beloftes. So kyk na elke situasie in jou lewe, partykeer lyk dit vir ons so groot, dit lyk partykeer so hopeloos, dit lyk partykeer asof dit net slegter gaan, dit gaan slegter met jou kinders, dit gaan slegter met jou kleinkinders, dit gaan slegter met jou besigheid, jou finansies, maar bemoedig jouself met hierdie Psalm, dat jy werklik op God se beloftes kan staan. As ons dan verder kyk, jy kan ook gerus gaan kyk na ander vertalings, gaan kyk ook na 1 Samuel 21 vers 10 tot 22, 1 Samuel 22, wat Dawid ook skryf, en as ons dan verder kyk, ons moet leer om ons elke dag te herinner aan God se wonderlike beloftes, dat ons sal leer, ons hoor so baie negatiewe goed, ons kyk so baie negatiewe dinge, dat ons werklik die fokus sal verskuif na God se beloftes, en dat ons vir onsself elke dag sal sê, as dit nie in die woord staan nie, aanvaar ek dit nie. As ons dan kyk na Nahum 1:7, ook 'n wonderlike belofte,
Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Roep hierdie belofte ook elke dag in, dat die Here jou toevlug is, en dat hy jou sal beskerm. As ons dan kyk na 2 Timoteus 4:18, en die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nog 'n wonderlike belofte, dat God ons sal red van elke bose werk. As ons dan ook kyk na Jesaja 1:17, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwees. Dit staan so uit, leer om goed te doen. Baie keer word ons te nagekom, daar word 'n slegte negatiewe opinie oor jou gespreek, en baie keer wil ons reageer uit die vlees, en jy wil eintlik daai persoon terugkry, of dan net jou sê, of wat jy dink, maar hier sê die woord vir ons, leer om goed te doen, soek die reg, en beteel die verdrukking, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Ja, dit is wonderlike beloftes, die Bybel is vol wonderlike beloftes, en ek wil jou motiveer om dit neer te skryf. Hierdie skrifte wat ons nou lees, almal gaan oor beskerming. As jy voel jy het beskerming nodig, fisies, oor jou finansies, oor jou huwelik, jou kinders het beskerming nodig, dan wil ek motiveer dat jy hierdie skrifgedeeltes gaan lees. Psalm 34 vers 23 sê, die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Die Here weet wat jy het nodig. As jy na hom toe kom, onthou ons het gister gelees in die vorige opname, het ons gelees van wanneer ons by die Here skuil, wanneer ons so na by hom is, dan kan niks ons tref nie. Daarom kan ons sê, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Psalm 62 vers 3, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie grootliks wankel nie. So wanneer jy bid, sê Here, U alleen is my rots, U alleen is my heil, my rotsvesting, ek sal nie grootliks wankel nie. Bid dit, quoteer dit in jou gebed, want die Here hou daarvan. Ons moet onthou, die woord van die Here is dit wat uit God se mond uit self kom, die woord is God. Ons sien in 1 Johannes 1 vers 1, hy sê, en die woord het onder ons kom woon ook, nee, die woord is God. So alles wat ons lees is uit die mond van God. 2 Samuel 22 vers 31 lees, die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. So ons sien die woorde van die Here is suiwer, dit is onbevlek, en dit het geen sonde in nie, dit is ja en amen, en 'n skild vir almal wat by hom skuil. So as jy by hom skuil, maak hy jou toe, sy woorde maak jou toe, sodat niks naby jou sal kom nie. Ja, as ons dan verder kyk na wonderlike beloftes, Spreuke 2:8, deurdat hy die paaie van die reg bewaak, en die weg van sy gunsgenote bewaar. Ons moet seker maak dat ons werklik op God se paaie beweeg. Dit is maklik om jou eie plan te maak, maar ons kan verseker wees as ons op God se pad beweeg, dat hy ons sal beskerm, voorsien en ook genees. As ons dan kyk na Openbaring 7:16 tot 17, hulle sal nie meer honger en meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal die trane van hulle oë afvee. Nog 'n wonderlike belofte, Spreuke 27:12. As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder word gestraf. Soos Yvonne gesê het, as ons sy beskutting, sy veilige hawe, sy veilige vesting soek, beloof hy ons dat hy ons sal beskerm. Ja, Psalm 40 vers 12 sê, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie.
Laat u goedertierenheid en u trou my altyd deurbehoed. Daarom sien ons die goedheid van die Here beskerm ons ook, behoed ons. So ons moet net weer eens in sy wil wees en naby hom wees. Efesiërs 6 vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hoe kan ons staande bly as ons nie toegerus is nie? Jy gaan nie buite in die sneeu speel sonder klere aan nie, of sonder skoene aan nie. In die winter trek jy nog 'n jassie aan, sodat jy nie moet siek word nie. Selfe, as jy wil hê die Here moet jou beskut, moet jy die volle wapenrusting van God aantrek. Ons het 'n vorige keer oor die wapenrusting gesels, en dit is jou keuse of jy dit wil elke dag oplees en aantrek, of jy sê, Here, ek trek dit aan en ek trek dit nie weer uit nie, maar trek die volle wapen van die Here aan, want so sal hy jou beskut teen die onheil en die onluste, en die luste van die duiwel daar buitekant. Ja, as ons kyk na Psalm 9 vers 10, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Nog 'n wonderlike belofte, dat ons hoef nie te vrees nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons kan verseker wees, God is daar in tye van benoudheid. En ek wil julle vanoggend aanbeveel, maak nie saak wat jou situasie is nie. Of jy in 'n tronksel sit, of 'n siekbed lê, of in die hospitaal, roep hierdie psalms oor jou lewe, en verklaar dit elke dag. As ons kyk, Dawid het gesê, so hy het dit gespreek, dit het uit sy mond uitgekom, so ons moet ons aanleer om dit elke dag oor onsself, ons kinders, ons familie te spreek. As ons kyk na Spreuke 2 vers 7, en hy bewaar hulp vir die opregtes, hy is 'n skild vir die wat reggeskape wandel. Soos ons net gesê het, as ons in die pad van God loop, as ons in sy weë wandel, het ons hierdie wonderlike beloftes. Baie keer vra ons onsself af, hoekom het dit gebeur? Maar as ons dan agterna gaan kyk, dan was ons nie werklik in God se plan en sy doel nie. Ons het 'n bietjie 'n afdraai gevat of 'n bietjie omgedraai. Ons het nie God se wil eers gesoek voordat ons die besluit geneem het nie. So kom ons kyk na Matteus 6:13, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Soos ons al baie keer gesê, daar kom versoekings nie, een van ons is gevrywaar teen versoekings nie, maar as ons versoekings kry, moet ons 'n keuse maak, en dan besluit ja of nee, en dan vir God aanroep, en sê, hy sê dat hy ons sal verlos van die bose, want aan hom behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ja, dan sien ons in Psalm 62 vers 7, sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Sê dit vir jouself elke dag, sê ek sal nie wankel nie, die Here is my rotsvesting. En jy sal sommer ook beter voel, jy sal nie meer so angstig wees nie, jy sal nie meer so bang voel nie, so daarom is dit belangrik dat hoe meer jy hierdie goed in jou gedagtes kry, hoe meer gaan, kyk maar as jy 'n program kyk op TV of 'n film kyk op TV, en daar is geweld, of daar is nie mooi dinge nie, dan is mens baie keer geneig om dit te droom, daarvan te droom, en daaroor na te dink. Maar wanneer jy iets moois kyk, iets wat uit storielyn is van God, of wat ook al, dan is dit ook in jou gedagtes. Daarom wat hulle sê, dit wat die mond van vol is, die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek sê altyd, as jy iets kyk wat nie mooi is nie, of iets mense om jou is, daai garbage in, garbage out. So, baie keer sê ons altyd, jy weet, as iemand per ongeluk 'n lelike woord by sy mond uitkom, daai bytjie laat uitkom, en ons sê ons maak net seker, daar's nie 'n hele bynes daarin nie. Want gewoonlik, as so iets so maklik uit kan kom, omdat jy weet, daar binnekant is dalk 'n bynes. Kom ons maak seker dat dit wat ons koester, dit wat ons gesels, dat ons vriendekring, laat ons nie onsself besmet en ons gedagtes besoedel nie. 1 Korintiërs 13 vers 6 tot 7 sê, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles,
glo alles, hoop alles, verdra alles. So ons praat hier van die liefde. Die liefde van die Here verdra alles. Ek as mens self raak baie keer ongeduldig en so aan, maar die oomblik wanneer jy net so 'n bietjie stil staan, daarom moet jy nooit hastig wees om te praat nie, want sodra jy jouself 'n oomblik gee om daaroor te dink, dan is dit wanneer die liefde uitkom. Ek sê altyd vir mense, as jy 'n probleem het met 'n persoon, moenie met jou eie oë na die persoon kyk nie. Kyk deur Jesus oë en jy gaan sommer dadelik die sagtheid ervaar. Psalm 5 vers 13 sê, want U seën die regverdige, o Here. U omring hom met die welbehae soos 'n skild. Ja, as ons kyk Job 1 vers 12, daarom sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Ons wil julle aanbeveel, die tyd het ons ingehaal, gaan lees die verskillende vertalings en leer om dit te spreek oor jou. Ons sluit dan ook af met, ek wil vers 8 uithaal, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Hierdie vrees gaan nie oor vrees soos vir mense. Die vrees vir die Here is om gehoorsaam te wees, om sy weë te soek, om sy manier te soek, om die woord van God gehoorsaam te wees. Ja, hierdie week se versoeke, skryf asseblief af, bid saam met ons, stuur julle versoeke in, laat ons saam met julle bid. Onthou, ons het 'n intercessorspan wat dag en nag saam bid en wat een keer 'n week by die kerkgebou by Kruiskyk TV bymekaar kom by die familiesentrum wat almal dan saam bid. Ons dink aan regtig mense wat behoeftig is, 'n persoon wat sy besigheid verloor het, sy huis moes verkoop, wat regtig in sak en as sit. Kom ons bid vir deurbraak vir hierdie gesin. Sy man en 'n vrou en kinders, kom ons dra hulle op. Kom ons bid dat die Here vir hulle guns sal gee, dat daar vir 'n deurbrake sal kom. Ons het 'n dankbare hart vir 'n tweeling babietjies wat gebore is en dit gaan sommer goed met hulle. So ons eer die Here, ons het vir hulle ingetree en die Here het aangeraak en hulle is gebore en dit gaan goed met hulle. Ons dink ook aan 'n jong moeder wat 'n babietjie gehad het en bietjie komplikasies gehad het. Babietjie was in die intensiewe sorg, maar babietjie en moeder is nou by die huis en ons dank die Here ook vir hulle genesing, dat die Here ook vir hulle deurgekom het. Daar's nog baie versoeke vir werk, daar's baie versoeke vir huwelike, vir kinders wat nie versoen is met hulle ouers meer nie. Kom ons bid dat die Here regtig net in hulle harte werk, maar ek wil elke moeder of elke persoon daar buite wat 'n geliefde het wat met hulle kontak verbreek het, sê, moenie ophou om nou en dan, ek sê nie elke dag nie, nou en dan vir hulle net 'n boodskapie te stuur om te sê, ek wil net vandag vir jou laat weet, ek is lief vir jou, ek dink aan jou en ek bid vir jou. En die Here, sodat as daai persoon die dag terugkom, laat hy sal weet, hy is veilig by jou, jy wag vir hom. Ansie, sal jy vir ons afsluit? Ja, kom ons sê vir die Vader baie dankie. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorbeeld wat ons gelees het en geleer het vanoggend uit Psalm 34. Here, ons wil vir U sê, vergewe ons as ons nie altyd genoeg dankbaar is nie, as ons U nie altyd genoeg prys en loof nie, maar ons wil vir U vanoggend hierdie versoeke na U toe bring, ons wil sê, dankie vir die beskerming, dankie vir die genesing, dankie vir die voorsiening. My Vader, dankie vir die wonderwerke wat U al reeds gedoen het, ook in hierdie twee babietjies se lewe, ook in daai mamma en babietjie se lewe, dat U genees het. Dankie dat ons vanoggend Psalm 34 oor elke kyker daar buite kan spreek, dat U voorsien, dat U hoor, dat U antwoord, en baie dankie vir die voorreg wat ons het, om kinders van U te wees, dat ons vanoggend weet, U lewe en U antwoord. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Totsiens, tot 'n volgende keer. Totsiens.